van die Here. My begroeting doen ek aan ons werkers hier teenwoordig. Amen. Die gemeenskap van Posselsburg wat opgekom het om hierdie familie te kom ondersteun, is so groot in die wonderlike naam van die Here. Halleluja. Die Okhuis familie is so groot in die wonderlike naam van die Here. U weet geliefdes, daar kom tye waar mens by die dood staan, wat woorde te leeg en te lig klink, en die is een van hulle. Amen. Maar aan Mary en familie sê alle sterkte. Ek hoop dat hierdie woord van vanaand u bietjie sal lei na genesing. Amen. My skriflesing is in Job 42 vers 5. Volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, en mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Geliefdes, Job 42 is die laaste hoofstuk Amen. van die boek van Job. Amen. En Job praat hier iets. Hy sê hy het van die Here gehoor, die hoor sê. Dis hoe hy die Here leer ken het. Amen. Amen. Iemand het hom vertel van die God. Halleluja. Maar daai was die Job in Job 1. Maar die Job in Job 42, hoofstuk 42, Amen. sê ek het nou u aangesig gesien. Geliefdes, daar gebeur net 'n heel ander ding met 'n mens wat God sien, want die Bybel praat hier van God het deur 'n stormwind met Job gepraat. Amen. En dat maar net iets anders met Job onverklaarbaar gebeur, 'n bonatuurlike vrede Halleluja. het Job gekry, en dit is my hart se gebed vir hierdie familie. Want ons woorde is beperk. Ons gedagtes is beperk. Dit wat ons sê en probeer doen is beperk. Halleluja. Maar dat die Here hom persoonlik aan hierdie familie openbaar. Geliefdes, ek dink dis net gepas dat ek net 'n agtergrond gee van Job, Amen. sodat u kan weet wie was Job, indien u nie weet nie, hoe was Job se gedagte en sy omstandighede, Amen. en dan wil ek die familie bietjie troos. Halleluja. Die Bybelkenners sit vir Job in die tyd van die stamvaders. Amen. Halleluja. Die stamvaders is Abraham, Isak en Jakob. Nou daar is sekere parallelle wat hulle trek of vergelykings wat hulle maak en wat hulle mis nou net dat ons kan sien wanneer Job was in die tyd en nie in Moses se tyd nie. Amen. Die van die goed wat hulle kyk, hulle sê in die aartsvader se tyd, in Abraham, Isak en Jakob se tyd, was daar nie tempels nie. Daar was die tabernakels nie. Daar was die sinagoges nie. Amen. En in die hele boek van Job kry ons nie een van die drie nie. Hulle sê in die aartsvader se tyd was daar nie 'n arkie. In die boeke van Job kry jy nêrens 'n arkie. As 'n mens die boeke van Moses lees, dan lees 'n mens dat priesters was verantwoordelik vir offers. Maar in die aartsvader se tyd was daar nie priesters nie. Amen. Daar was nie 'n stam van Levi wat verantwoordelik was, wat priesters was nie. Die stamvaders het self die brandoffers gedoen. Abraham het dit self gedoen, Isak het dit self gedoen, Jakob het dit self gedoen, en hier in Job doen Job dit ook self.
Hierdie al 4 mense wat ons noem was voor die tyd van Moses, so daar was die wette van Moses nie. In die hele boeke van Job lees jy nêrens van 'n wet van Moses nie. Amen. So alles loop net reg rondom in watter tyd was Job. En dit is belangrik geliefdes dat ek die goed te noem, sodat die familie kan verstaan. Amen. Geliefdes, nog 'n belangrike ding wat by Abraham, Isak en Jakob en by Job is. Nie een praat van Satan of duiwel nie. Amen. Daar is nie een vers waar Job uit sy eie presiese woorde praat van Satan of die duiwel nie. Abraham praat nie van Satan of die duiwel nie. Isak praat nie van Abraham van die Satan of die duiwel nie. Ook nie Jacob nie. Die kennis wat hulle gehad het van God was baie beperk. Ons weet ook daar was geen formele skool nie. Wat ons weet van God is baie meer as wat hulle geweet het van God. Halleluja. En ek moet die noem geliefdes sodat u sien waar was die man se mindset. Yes. Hulle het God so gesien, hulle het geweet wat is reg en verkeerd. Dis dit het hulle geweet. En hulle het geweet om reg te lewe voor God. Halleluja. Maar soos die God aan hulle oorgedra is Halleluja. deur hulle voorvaders, was hulle se siening die: as jy reg lewe en jy doen reg voor God en jy erken hom en jy bely jou sondes voor hom, dan sal God jou seën. Abraham het dit vasgeglo en God het homself bewys. Amen. God het hom geseën met vee. Yes, amen. Want dis was daardie jare se rykdom waarin jy gemeet is. Vee en baie mense wat vir jou werk. Dit sien ons by Isak. Dit sien ons by Jacob. En dit sien ons by Job. Amen. Hierdie manne het 'n resep gehad. En as jy die resep volg, dan is God vir jou, met jou. Yes. Halleluja. God bewaar jou. Amen. God seën jou tot aan jou 4de geslag. Halleluja. God seën jou alles en hy beskerm alles van jou. Al wat jy moet doen, jy moet reg lewe voor die aangesig van die Here. Dankie. En hier is Job. Doen alles reg wat van hom verwag word. En hierdie nag met die oomblik in Job 1 gebeur. Oh. Ons kan verstaan die vee, die besittings, die siekte wel. Maar daar is een ding wat ons nie, wat Job nie kan oorkom nie, Amen. is die dood Amen. van sy 10 kinders. Halleluja. Een dag Vader. val die huis se mure op al 10 kinders. En ek wil hê jy moet kyk in die brein van Job. Vader. Wat gaan aan? Ek doen dan alles reg. Wat het ek gesondig om dit te verdien? My hele kinders op een sonder 'n waarskuwing, sonder 'n droom. En Job worstel. Vader. Hy skeer sy mantel. Hy skeer sy hare. Halleluja. Job verstaan nie Rabbi. wat gaan aan. Wat gaan aan? Here, Die mense wat met Job omring is, sy vriende, hulle se kennis is ook beperk. Hulle wil probeer die ding verduidelik. Hulle
Bybel probeer met Job praat. Want hulle sien hier's 'n man wat antwoorde soek op goed wat die sin maak nie. Go. Rabbi. Selfs hulle slaan die bal ver mis. Sy vrou slaan die bal ver mis. En hier is Job. Ai, Gedagte. Vader. Ja. Halleluja. Geliefdes, kom ek verduidelik as u hom ook nie ken nie of vergeet het. Die Bybel sê dat die duiwel het by God gekom. En lang storie kort, God het hom gesê, maar daar is niemand op die hele aarde soos Job nie. Maar onthou, Job dra nie kennis van die gesprek. Job het gesterwe. Hy het nooit kennis gedra van die gesprekkie. Amen. Nergens van Job 1 tot 42 kom God en sê, Job, dis nie ek nie. Daar was 'n gesprek tussen ek en Satan. Nooit het Job die antwoord gekry nie. Miskien sou hy bietjie beter gevoel het. Maar God gee hom nie die antwoord. Halleluja. Dis 'n waar. Die Bybel praat van God sê jy kan alles vat. Los net vir Job. Die goed gebeur. Luister die gebed, eerste gebed van Job. Toe hy in aanbidding voor God val, nadat hy sy klere geskeur het. Job sê, God het gegee en God hier is 'n man wat God skuld gee van sy gedagte is beperk. As jy verder in die boeke van Job lees, dan sê Job, God het my verskeer. Sy toorn was op my. En Job se kop Vader. is God kwaad vir hom en God straf hom. Ai. Job bid, hy sê God het sy aangesig van my weggedraai. Wanneer God sy aangesig wegdraai, is dit wanneer jy sonde doen. God kan nie na jou kyk nie. Job het homself deursoek, Ai. maar hy kry geen fout in hom nie. En die optrede van God volgens Job maak hy sê, Rabbi. al wat Job mee werk, is dit wat in hom oorgedra is. Hey. Maar geliefdes, waar ek my hoed afhaal vir Job. Job skeer sy klere, hy skeer sy hare. Ai. Hy verstaan nie. Hy is verward, Ah. maar hy val in aanbidding Amen. Ah. voor God. Ah. Oh. Vader. Halleluja. Mary Brian, ek weet, niks wat ons sê kan die ding regverdig nie. Ja. Kan sin maak nie, maar al wat ek vra, in die verwardheid, in die kwaadheid van God, Ai. val net voor hom neer. Daar is niemand anders wat jou verstaan, soos God nie. Ai. Hier die God wat Ankelman aan julle voorgestel het, dis diezelfde God, die skepper van hemel
hemel en aarde val voor hom neer. Hey! Halleluja! Amen! Geliefdes, een ding van die Here, God verstaan. God verstaan ons beter as wat ons dink. Hy verstaan ons. Amen. Hy verstaan ons pyn. Hy verstaan ons seer kry. Die Bybel sê dan hy deursoek my hart. Hy is die kenner daarvan. Hy deursoek my gedagte. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. Geliefde, seker as daar Gaigas en Job goed se tyd gewees het, dan het hy raad ook uitgekom. Amen. Al raad wat die uitgekom het is, Job moet die Here vloek. En geliefdes, ek dink net is relevant dat ek die ding noem. Mary, ek kan my indink waardeur jy gaan. Maar ek het dit nog nie beleef. Die diepte van jou pyn. Amen. Maar kom ek verduidelik ek my posisie. Hallelujah. As jy Kimberley toe gaan, dan kry jy 'n bordjie wat wys Kimberley. Amen. Amen. En hy sê die kilos. Maar hy nog nooit sy voet in Kimberley gesit het. Dis ek daai. Vanaand. Amen. Ek is 'n rigting en aanwysing Ah. Ah. na Jesus toe. Ah. Hey! Hallelujah. Ek het nie jou pyn beleef nie, my suster, Amen. maar ek weet wie is jou skepper. Ah. Wie is lief vir jou? Hallelujah. Wie verstaan die diepte van die seer beter as enige van ons? Ek wys jou. Jesus. Hallelujah. Ah. Enigste troos. Hallelujah. Ah. En as mens by, en dis seker maar nou nie vergeet die geliefdes, dit kom seker uit 'n goeie oortyd. Dit kom uit 'n goeie oortyd, wil ek aanneem. As mense na Mary toe kom en vir Mary sê, die jong man se dood is nie skoon nie. Hier is 'n oupa of 'n ouma wat jy kan kom wys. By my pa wat regtig oud was, my pa was groot. Amen. Toe sê die mense my pastoor, die dood van apostel is nie skoon nie. Maar wat aan my oorgedra is een God. Amen. As ek pyn, Ai. gaan ek God toe. As ek dinge nie verstaan nie, gaan ek God toe. Amen. Amen. Die antwoord. As ek lag, ek kom voor sy aangesig Amen. met gejubel. Amen. Al my seisoene en omstandighede gaan ek na hom toe. Nou wys jy my 'n ander rigting wat kontradiek. Ek kan deur mekaar is. Ja. Ek kan verward is. Ek kan seer is. Ja. Ek kan baie vra het. Maar ek ken wie is my God. Halleluja. En ek skuil by hom. Amen. Selfs in tye Ja, van soos hierdie. Ai. Want miskien kan God aan my guns bewys. Ai.
waar 'n storm homself openbaar. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Geliefdes, ek gaan kyk in die skrif. En ek gaan kyk hoe openbaar God hom. Hallelujah. As God homself bekend maak aan die mens. En nou die Bybel sê ons gedagtes en God se gedagtes, die verskil is so ver soos die hemel en die aarde. Ons dink ons weet, maar ons weet nie. Toe God homself openbaar aan Daniel, antwoord hy nie een van die vrae van Daniel nie. Maar hy gee vir Daniel 'n bonatuurlike vrede Oh yes. Hallelujah. en aanvaarding. Amen. Dit is wreed. Oh, Maar as God vrede gee, God vrede gee. dan sê ek gee jou vrede. Ai. Nie vrede van hierdie wêreld, Herel. maar my vrede. Ai. Toe Jesus in die tuin van Getsemane en nie verstaan hoekom kan die manne nie 1 uur met hom wak nie. Na sy aanbidding staan hy op en dis asof God hom hierdie vrede Vrede gee. gee. Ai. En hy sê rus maar voor. Oh. Hallelujah. My hartse gebed vir hierdie opkeis familie is dat God homself openbaar. Geliefdes, een ding van pyn. Ai. Evangelis het dit genoem en ek gaan dit weer noem. Hallelujah. Gaan kyk maar in die boeke van Genesis tot in Openbaring. Wanneer openbaar God hom? Wys my een gelukkige oomblik waar God hom geopenbaar het aan iemand. Wanneer jy gebreek is, Ai. wanneer jy nie weet of jy op of af, vorentoe en agtertoe, dan kom God en hy maak sy verskyn. En my hartse gebed is dat God 'n waarmaker moet wees van sy woord en sy verskyning moet maak Oh. in jou lewe, my suster. Oh, baie dankie, Here. Geliefdes, ek wil vanaand 'n gebed doen. En ek is bewus dat baie van ons kom dood toe met jou eie breek, jou eie seer, jou eie worsteling. Oh. Klomp vrae van goed wat met jou gebeur het, wat jy nie voor antwoorde het nie. Vyande wat jy nie weet wanneer het jy hom gemaak het. Siektes wat net jy hom het en niemand in julle se gesin of familie het hom nie. Is net goede wat jy nie verstaan nie. Maar dat God ons sal help vanaand, dat hy homself openbaar. Al is dit deur 'n storm vind, Ai. maar dat hy homself openbaar in ons midde en ons vrede gee. Geliefdes, is al verkeerd wees as ek hierdie boodskap afsluit en laat klink asof gehoor, as jy van God hoor, is nie so goed nie. Nee. Geliefdes, as jy van God gehoor het, dan het jy alreeds te veel. Van geloof Ai. kom deur Vader, ons gehoor. prys U. Ja. En die Bybel sê al kan jou geloof net so klein is, soos 'n mosterdsaad. Kan jy berg sê, berg, werk toe in die see. Oh. En hy doen dit.
waar jy ook al is, as jy vanaand vir die eerste maal hoor van God, Ai. dan is dit genoeg om enige probleem aan te vat. Amen. Neem hom net aan as jou saligmaker en hy sal 'n God wees vir jou. Halleluja. Mary, jy kan hom verkeerd verstaan. Jy kan hom beledig soos Job, Ai. maar hy sal jou nie Vader. los in 'n tyd Halleluja. soos hierdie. Amen. Halleluja. Geliefdes, ek vra my die vraag en die Bybel versteek so baie goed vir ons. Hoeveel jare en maande Ai. was daar tussen Job 1 en Job 42? Halleluja. Die Bybel sê nie. Ons weet nie, is dit 7 maande? Is dit 17 jaar? Maar al wat ek weet, Oh, as jy getrou bly by Vader, God, ons prys julle. heil by hom, vra vir hom, verbitterd is by hom, hy sal jou genees. Salig is hierdie familie wat treur, God sal julle vertroos. En geliefdes, u wat voel u het vanaand gebed nodig, u kan op die voete staan en ons bid saam met u, dat die Here u deur watter moeilike tyd ook aan die hand sal vat en sal verskyn aan u op die regte tyd. En die Here seën